Get out, you bloody boer! Agter 'n lekker koppie sop en langs 'n kaggelvuurtjie gesels ons vandag met Dominee Hendrik en mevrou Alida Verwoerd. Baie welkom. Dominee Hendrik, terwille van 'n tydstempel mag ek vra watter jaar is u gebore? 1940. 1940, dis nou hier rondom Tweede Wêreldoorlog tyd en bietjie later die 48 verkiesing. Kan u daar enigiets van onthou? Meeste wat ek daarvan onthou is maar wat my pa self vir ons vertel het, maar ons het die voorreg gehad om hy het graag antwoorde gegee as ons vrae gevra het en deeglike antwoorde. En een van die maniere waarop dit gebeur het, is hy het 'n plaasie gekoop by Devon, daar in die Oos-Transvaal, en baie graag naweke daar gaan deurbring. En natuurlik was dit nou 'n hele entse ry. En so in die ry het hy nou daarvan gehou as jy sy kop krap. En dit het ek uitgevind, as ek nou sy kop so krap en ek vra, dan kry ek goeie antwoorde. So, dit was nou maar 'n tradisie. Ons het altyd op pad so gery. Ek het sy kop gekrap, of een van die ander kinders, wie ook al dan nou teenwoordig was, en dan ons vir ons vrae gevra en hy het sy antwoorde gegee. Goed, vir diegene wat nou nie op hoogte is nie, wil jy net vir ons vertel, wie was die vader gewees? Hy was uiteindelik eerste minister gewees, waarvan almal daarom naaste by weet, wat die republiek, die verwerkliking van die Afrikaner Republiek met 'n Afrikaner regering tot stand gebring het in 1961. Ja, dit is 'n baie interessante geskiedenis en ek sal graag wil dat ons begin by die vroeë jare. Kan u as kind veel van hom onthou? Ja, kom ek begin nou maar by na ons geboorte. Toe ek gebore is in 1940, was my pa nog nie so sterk in die politiek, in die groter politiek ingebring nie, maar hy was natuurlik op daai stadium die redakteur van die koerant, die Transvaaler, wat hy self moes gaan stig het, wat die nasionale party van daardie tyd het hom die opdrag gegee, dat hy 'n koerant in Transvaal moet begin, wat die party ondersteun, wat die regering dus ondersteun. En toe het ons maar te doen gehad met baie dinge, of hulle dan te doen gehad met baie dinge wat nie so onbekend klink vandag nie. Byvoorbeeld, ek weet, my pa het vir ons baie dit op die hart gelê as ons skool toe gaan. En dit praat ek dan nou van toe ons so 6-7 jaar oud was, graad 1. Dan mag ons nooit inklim in 'n kar as 'n man stop en hy nooi ons om saam te ry nie. Mag dit nie doen nie. Want, en hy het my vir ons gesê, 'n mens kan mense nie vertrou nie. Jy weet nie wat is sy motief nie, hy het 'n ander plan as wat jy het. So jy moet nie vir hom kans gee om sy plan uit te voer nie, jy moet net hardloop. Hardloop skool toe. Sorg dat hy, en as hy al stop hy langs jou, ignoreer hom en gaan. En dit het ons gedoen. Ek kon nou baie goed hoe ek op die manier soort van weggehardloop het vir 'n man wat my wel oplaai. Ek vermoed hy was regtig nou net 'n goedgesinde ouer, miskien selfs van die skool. En ek wonder nog altyd hoe hy dit ervaar het, dat dit nou net nutteloos was. Ek kry nie hierdie seentjie gestop nie. Moet my afleiding dan wees dat die tye toe onveiliger was as byvoorbeeld nou? Dit is bietjie moeilik om te sê. Op daardie tydstip, dit het al onveiliger geraak. Waar het julle op daai stadium gewoon? Ons het gewoon in Johannesburgse gebied wat gegrens het aan die Dieretuinmeer. Baie mense mag daarom weet van die Dieretuinmeer daar. En die naam van die pad wat nou 'n soort van 'n deurgangpad daar was Lower Park Drive. Maar uit die aard van die saak het my pa
en veral daai tyd, dit was 1950 se kant, baie sterk uitgekom vir dat 'n mens ten alle koste jou taal handhaaf en nie deur die Engelse laat afsit daardeur nie. So, hulle het gesê, ons woon in Onderpark Rylaan. En ons het Onderpark Rylaan gebruik as adres, of jy dit vir die skool gegee het en of jy dit vir wie ook al gegee het. En dit het op die ouend so pos gevat dat almal in die omgewing wat Afrikaners was, in daardie Engelse stad, het die adres so gebruik. Dit was op die tyd toe my pa vir die bank een of ander reëling moes gaan tref het met sy bankrekening. En toe hy nou die bankbestuurder groet hy hom in Afrikaans. En die bankbestuurder sê toe vir hom, hy ken nie Afrikaans nie, hy kan dit nie praat nie, so ja, maar hy sal maar met Engels praat. En toe het my pa vir hom gesê, nee, maar hy kan weer nie sommer net Engels praat nie. So, nou weet hy nie, wat sal ons nou doen vir 'n oplossing kry? Hy is toe besluit, hy bring 'n tolk in. My pa sê toe vir die tolk, hy tolk verkeerd. Want hy en toe vind met die hele gesprek, vind die bankbestuurder uit, maar my pa kan Engels praat en wat meer is, hy praat Engels beter as hy. Hy praat dit uitstekend met die regte aksent, want my pa het op daardie stadium was hy nou al in Bulawayo gewees op skool, terwyl sy pa daar 'n sendingwerk gedoen het. My oupa dus die sendingwerk gaan doen daar. Goed so, julle het 'n lang sendinggeskiedenis met ander woorde. Ja, dit is so. Want my oupa het eintlik na Suid-Afrika gekom om die NG Kerk te help in die sendingwerk wat hulle doen. Dit was vir hom belangrik dat hulle besig is met sendingwerk onder die swart mense. En hy wou sendingwerk doen wat ook betekenis sal hê vir die boerevolk. So hy het is absoluut in 'n sekere sin Engels groot geword in terme van sy skoolloopbaan. En dit het hom toe nou die voordeel gegee dat hy hy het op daardie stadium ons toe 'n beurs gekry van Oxford beurs wat hy nou eintlik voor die neus van die klomp Engelse studente weggegryp het, as mens dit so kan noem, want hy het die beste gevaar in die skool. En as beloning het die Engelse regering hom die eer aangedoen om vir hom die Oxford beurs te gee. En toe die hoof nou vir hom dit aanbied, toe sê vir hom baie dankie, hy waardeer dat hulle vir hom wil vir erkenning gee, en dit is vir ons belangrik, dat mense weet, ons is 'n volk wat baie sterk oor ons kultuur bewaring voel, maar daarom, hy kan nie die beurs aanvaar nie. En toe die Engelse skoolhoof vir hom gesê, "Get out, you bloody boer!" En hy gee vir hom ook 'n skop. Om daar net duidelik te laat verstaan, en dit aanvaar hulle nie. Wêreld. Dit was nog in die destydse Rhodesia dan? Ja, dit was in die Rhodesia, dit was juist. Dus hoekom net, dit was totaal onder Engelse beheer. Sê vir my, van waar het oupa geïmmigreer? Oupa Wilhelm, my oupa. Hy was in die deel van Holland wat Fries was. Met ander woorde uit Holland. Uit Holland. Ja. My ouma self was 'n Fries, sy het nog Fries gepraat ook. Goed, so hulle was reeds getroud toe hulle geïmmigreer het. Ja, nee. Goed. Vertel vir ons 'n bietjie meer. Pa het toe nou in Rhodesia skool gegaan en daarna? Ja. Nee, daarna is hy toe nou na Suid-Afrika terug, en hy was eintlik al so ver gevorder met sy wat ook al die grade wat hulle daai tyd
toegeken het, dat hy nie nodig gehad het om te kom matriek skryf nie. Dit is nou eintlik wat my oupa hulle gedink het, hy moet nou kom sy matriek skryf. Maar toe is hy net eenvoudig beter as die ander leerlinge. Hulle was in Brandfort, my oupa het in Brandfort 'n winkeltjie gehad. Dit was 'n boekwinkel as ek reg onthou. Heeltemal Ja, reg. ja. Hy het hom eintlik toegelê op die verspreiding van Christelike lektuur. En daarvoor het hy toe op die ouend eintlik 'n aanstelling van die kerk gekry om hulle kolporteur te wees. Goed. En dit het hy toe nou eintlik in daai winkeltjie baie goed kon doen. En Uitstekend. Goed, so pa was toe uiteindelik universiteit toe waar? Ja, dadelik Stellenbosch toe. Stellenbosch. Wat het hy studeer daar? En hy het dit gedoen omdat dit was in die tyd nou, toe daar die stryd was tussen Engels en Afrikaans, ook op universiteitswese. So, hy het eintlik nie baie van 'n keuse gehad nie. Hy kon, soos die meeste mense, Afrikaners ook van daai tyd nou maar, na die Engelse, wat het hulle dit nou genoem daai tyd, die Universiteit van Kaap. Ja. En dit wou hy glad nie doen nie. So hy het na Stellenbosch gegaan as op daardie stadium beskou as die bakermat van die Afrikaners, want dit was eintlik 'n universiteit college gewees, maar dit was die Victoria College. En dit is, daarom, hulle het op daai tydstip al soveel beheer daaroor gehad, dat hy toegelaat is om sy proefskrifte in Afrikaans op te stel en dit voor te lê aan die universiteitsraad. En hulle het dit so aanvaar. Wat hulle toe nou aanvaar het, wat hulle eintlik nie aanvaar het nie, want toe was Afrikaans tog al die tweede taal, die tweede taal van die land. Dit bring ons eintlik by 'n interessante punt, en dit is, wat was die stryd in daardie dae gewees? U het nou genoem, die Engelse was vir ons 'n probleem. Was dit die grootste probleem wat Afrikaners ervaar het? Ek sou nie heeltemal kan sê dit was die grootste probleem nie, want dit is natuurlik die tyd van waarin die wêreld teen Suid-Afrika was weens sy apartheidsbeleid. So duidelik was die swart, en hulle het dit ook so genoem, die swart gevaar. Dit was die groot kwessie wat nog opgelos moes word. Hoekom was daar 'n swart gevaar? Wat was die gevaar? Dit was eintlik maar 'n getalle kwessie. Dit was net 'n feit dat dwars deur die land was die getalle, die fisiese getalle van die swartes verreweg meer as van die blankes in die geheel, en natuurlik nog meer as jy net die Afrikaner getalle geneem het. En vir die Afrikaners was dit die groot gevaar, dat hy verswelg sal word in hierdie groot getalle meerderheid, as hy nie op 'n manier 'n meerderheid kan word nie, ergens nie. En dit sê al dadelik vir 'n mens, hoekom mense soos my pa na Stellenbosch gegaan het en geveg het daarvoor om 'n Afrikaner universiteit te hê, waarin hulle as Afrikaners hulle self kon handhaaf, wat ook al die weerstand rondom hulle en buite hulle om is. Wat gemaak het, hoekom hulle ook almal deelgeneem het aan die rebellie in 1914. Natuurlik, ja. Dit was weer 'n kwessie van Afrikaners, wie se regte van hom ontneem word. En terwyl ons nou daaroor praat, wat onthou u van die Ossawa brandwag? Dis nogal 'n interessante vraag, omdat dit nou 'n paar verskillende antwoorde moet gee, want my pa was van die begin af teen die Ossawa brandwag gekant. Hoekom? Want hy het gesê, die Ossawa brandwag het voluit hulle steun aan Duitsland in die oorlog gegee, en hulle het gereken ook daarop dat Duitsland die oorlog gaan wen, en dat hulle dus met die Duitsers 'n goeie verhouding wil opbou,
sodat as hulle wen, dan sal hulle die Afrikaner help erken om as 'n volk sy vryheid te kan uitoefen. So hy het gesê, 'n mens kan nie jou eie toekoms bou op die hoop dat jou vriende jou gaan help of dat jou vyande jou gaan help nie. Jy moet dit bou op grond van jou eie positiewe uitbou van jou eie kultuur. Ja, dit is nou interessant. Ek wil praat oor die eie kinderjare en die begin van politieke bewussyn. Ek neem aan, die vader was reeds in politiek teen die tyd wat u, sal ons nou maar sê, verstand gekry het? Ja, nee, verseker, dit was weer, ons maar hier rondom 1950 tot 58, toe ek nou maar wat 15 jaar oud was, hoërskoolouderdom. So, my pa was self baie betrokke. Ons het baie goed geweet dat die 1948 verkiesing absolute deurslaggewende gebeurtenis is. En die groot hoop en verwagting, maar tog die halwe onsekerheid ook is, gaan hulle die 1948 verkiesing wen, veral omdat Jan Smuts toe nou nog heeltemal in beheer was en alreeds sy simpatie op 'n baie duidelike manier getoon het vir die Engelse in die oorlog. En dit was 'n grief wat ons Afrikaners baie sterk aangevoel het, dat hulle nou aan die kant van die vyand wat ons vryheid van ons weggeneem het, nou gaan veg vir wat? Watter rede kan hulle nie die vryheid van die Afrikaners nie? Hulle mag gedink het hulle kan hulle vryheid dalk herwin, maar dit was maar 'n moeilike besluit om te neem. Ons soos die Ossewa brandwag waarvan ons gepraat het so sterk daaroor gevoel dat hulle my pa amper 'n loosing gegee het. Hulle het een aand vir hom voorgelê by sy huis in Oonarparkrylaan, die huis waarvan ek gepraat het. Hy het die hek wat toegang gee daartoe, het hy toe nou maar toegemaak. Nie 'n slot aangesit nie, hy het dit net toegemaak sodat mens nie maklik kan ingaan nie. En toe hy nou die aand by die huis kon inkom, is die hekke toegemaak. En hy klim toe, net toe hy uitklim om die hek te gaan oopmaak. Toe is daar 'n paar gemaskerde manne wat weerskante van hom en van die kar opstaan en vir hom sê, jy moet onmiddellik in die kar klim en agteruitry. Hulle het hom nou onderskoot en hulle sal skiet. Hulle sal ook nie bedoel om dood te skiet. En toe het hy gesê, nou ja, as dit dan so is, skiet maar. Terwyl hy daar staan langs die kar. Skiet maar. En toe is hulle onkant gevang. Toe doen nou niks. Toe klim in die kar en hy ry deur die hek. Want hy het geweet die hek sal oopgaan. Hy kan hom oop stamp. En so is hy toe by die huis in. En hy het gou vir my ma gaan sê wat is aan die gang. En hy het gesê, waar is my sambok? En hy is daar met sy sambok uit. Om vir die klomp weg te jag. Nou, hulle het toe nou my pad gegee. Maar hulle het nie hulle grief seker laat staan nie. Hoe het u vader ervaar? Het hy tyd gehad om aan julle te spandeer? Was hy kort af? Was hy julle verdra? By die aard van die saak was hy 'n besige man. Ja, nee, dis verseker dat hy baie besig was en dat ons daarvan bewus was en ook bewus was daarvan dat dit vir hom 'n probleem is as ons sy aandag probeer in beslag neem. Soos byvoorbeeld, en dit is ook al bekend vir mense, as hy die aand huis toe gegaan het van die Uniegebou waar die kantore was. As hy nou huis toe gaan, het hy altyd sommer 'n hele arm vol dokumente onder sy arm saamgevat om te gaan deurlees. Dit is koerante en enige dokumente wat hy moes aan aandag gee. En dit het hy huis toe geneem om daar die nag
deur te werk, sodat hy die volgende dag, as hy terug gaan kantoor toe, heeltemal op hoogte is van al die sake waarmee hy te doen sal kry. Hy was 'n baie toegewyde man. Baie toegewyd in daardie opsig, maar wat ek tog onthou, en dit is baie lekker onthou, hy het ons nooit afgeskep omdat hy so vas was nie. Hy het geweet, en hy het dit so aanvaar, dat ons soms, wat ons kinders betref, of as kind betref, baie belangrike ding met hom wou bespreek, moes bespreek, seker maar skool kwessies, dalk ons eksamens en goed wat hy nou moes van kennis neem. Ek kon werklik vir hom daarvoor vra, en dan het hy sy papiere op sy gesit en rustig en vriendelik geluister na wat jou probleem is. En dan het hy sy antwoord daarop gegee, een of ander raad of wat ook al, maar so dat die mens nie 'n vreeshouding gehad het, glad nie eers in daai besige tyd en met sy die laste wat hom geweldig plaat, maar nee, sy benadering was altyd die van 'n pa wat vir sy kinders uiteindelik uitgeleef het, wat ons as Afrikaners as basies beskou, en dit is sy gesin kom uiteindelik eerste. Maak nie saak of al die ander werk wat hy doen ook terwille van die gesin is nie. Hy het dit vir ons 'n slag so gesê. Hy het gesê, julle moet onthou, al hierdie werk wat ek doen, is net met een rede, en dit is om vir julle en julle kinders en hulle kinders, soos die Bybel sê, in hulle geslagte toekoms te gee. 'n Vrye toekoms. So, dis waarom ek die werk doen. Dis 'n baie interessante siening. Ek wil 'n bietjie vra die kinders by die skool, hoe was hulle houding? Dit hang nou af, wanneer praat jy van my laerskool daar of my hoërskool daar? Ja, sê nou maar hoërskool eerder. Hoërskool daar, toe het almal nou daarom al genoeg verstand gehad om te weet wat aangaan. En die kinders het dit natuurlik besonder ervaar dat ons as eerste minister se kinders saam met hulle in die skool is. En dus al die politieke dinge wat daar om sy kop heen gedraai het, was vir hulle ter sake. Dit was iemand wat hulle geken het, en die kinders, ons as kinders wat saam met hulle in die skool was mos nou allemaal vriende van mekaar. Hulle het vir ons nooit vijandig beskou nie. Hulle het ons doodgewoon as maats beskou, en hulle het dit ook gewaardeer dat ons ouers so opgetree het, nie ons voorgetrek het nie byvoorbeeld vir ons met 'n staatskar skool toe laat gaan het of so, nie, ons moes met ons fiets ry, maak nie saak of het winter of somer is nie, of ons moes stap. So, hy was streng, en hy was in die sin streng, hy het altyd ook dan op 'n sielkundige manier sy dissipline gehandhaaf. Ek weet nie of ek net nou daarvan gepraat het nie, maar my broer, my Wilhelm, die oudste, het op sy verjaardag 'n fiets present gekry wat hy begeer het, al van lank al verskriklik begeer het. En toe was ter voorwaarde, hy kan die fiets hê, maar hy mag net in die erf. Ons het 'n groot erf gehad daar in Onderpark Rylaan, waar 'n mens regtig met 'n fiets heen en weer en oral rond kon ry en goeie oefening kry. Maar dis natuurlik 'n versoeking om in die straat te kan ry. En hy het hom dit baie streng verbied. Hy mag nie in die straat ry nie, as hy in die straat ry, dan gaan hy sy fiets wegvat. Was dit vir veiligheidsredes? Ek dink so vir die gewone veiligheid, dat 'n kind miskien nog nie die verkeersreëls deeglik sal ken of toepas nie. En ja, dat dit nou gevaarlik is om dan so onervare ouetjie in die groot straat te laat ry. Die sterkie is maar dat hy toe nou oortree, soos mens nou kon verwag het, en dat my pa op hom afgekom het. En hy het sy fiets toe afgeneem, en dit gaan ophang bo die voordeur. So hy doodgehou. Elke dag loop hy, en hier lang die fiets, maar hy mag hom nie ry nie, hy mag niks met hom doen nie. En dit het lang geduur, ek dink 6 maande of wat, voor hy toe nou die verbod gelig het en vir hom gesê het, nou ja,
jy het nou jou les geleer. So Dat werk het nie weer dissipline. gebeur nie. So werk dissipline. Ja, Ja, ja. en dit het gewerk, ja. Uitstekend, maar daar was ook Ma Betsy geweest. Vertel ons 'n bietjie van Ma. Ja, maar Betsy het natuurlik my pa altyd en alles baie sterk ondersteun en hom probeer beskerm, ook te beskerm teen die kinders se ondeurdagtheid. So byvoorbeeld het hy elke middag van kantoor af gekom en dan vir so omtrent 'n uur geslaap. Het eenvoudig op die bed gaan lê en gaan slaap. Niemand mag hom pla nie en dit het my ma ernstig opgeneem. So sy het probeer sorg dat ons kinders haar nie pla nie. En as klein seentjie onthou ek het ek en my broer buite gespeel en toe kom daar 'n swart man en hy het van hierdie draadkarretjies wat hulle maak wat jy so kan stoot heen en weer en die wiele draai en alles. Dit is te mooi enetjie gewees en ons wou dit vreeslik graag hê. En toe het ons die onbedagsaamheid om te dink ons kan van my pa vra. Maar toe my ma die deur oopmaak en ons so 'n storieetjie vertel, het my pa dit gehoor. En my ma sê toe dadelik, nee, ons kan definitief nie nou vir pa pla met hierdie onnodige ding nie. Ons kan ander dag daaroor praat, maar dit is nie nou die tyd daarvoor nie. En sy het dit nou maar saggies vir ons gesê, maar nu kom my pa se stem uit die grond. Sy sê, ag ma, gee tog vir hulle die geldjie, laat hulle Presies tog. dat hulle daarom nou die plesiertjie kan hê. En so sy het probeer keer, maar sy het nou ook maar besef, mens kan partymal toegee. Ook 'n bietjie saag wees. Goed, nou is skool verby en is nou universiteitstyd. Nou, waar het u toe gaan studeer? Ek het toe vanself eintlik, vanselfsprekend in Stellenbosch gaan studeer. Stellenbosch was daarom op daardie tydstip al ver gevorder. Dit was nie meer net 'n college nie. Dit was nou tog, ek dink is nog genoem word Victoria College. Victoria College, was dit eers Victoria College? Uit Victoria College voortgekom. Die Victoria College was nou sy begin, maar toe het hy nou volledig universiteit geword. Ek kan nie die datum onthou nie, maar my pa was in elk geval, dit was al klaar as 'n volwaardige universiteit geweest. En sy studies daar gedoen. En ek wil ook vra, hoekom het u wat gaan studeer? Ek was Stellenbosch toe omdat ek agter 'n meisietjie aangegaan het. Dis 'n goeie rede. My pa was so vrygewig geweest dat hy gesê het, hy het nie 'n voorskrif nie, hy wil nie vir my sê waar moet ek gaan studeer nie. Ek kan self besluit. En hy sal vir my die ondersteuning gee. Hy sal klasgelde en sovoorts betaal. Maar dan moet ek natuurlik presteer. En toe ek nou sê ek wil graag Stellenbosch toe gaan, toe het hy dit nou maar gesien as my keuse, wat 'n bietjie vreemd was, want my broers en susters is almal tikkies toe. So dit was eintlik verwag dat ek eerder daarna toe sal gaan, want die huis is in elk geval in Pretoria. Nader, ja. En maar ek het nou weer gereken, 6 maande van die jaar is hulle in elk geval in die Kaap met die parlementssittings, en dan is dit weer lekker dat ons naby is en heen en weer kan gaan, selfs met ons eie fietsen, wat ons dikwels gedoen het, van Stellenbosch af Grooteskuur toe gery het met die fiets, en gaan kuier het vir die middag en dan weer teruggery het. Dit was heeltemal 'n normale ding gewees, en so het my studentenlewe maar daar begin. Nou kan ek vra, wat het van die meisie geword? Die meisie het besluit, daar's groener gras, ander kan die draad. So ek het nie eintlik veel met haar te doen gehad na ons in Stellenbosch uitgekom het nie. Ek het net agtergekom, sy stel nou nie meer verder belang in die verhouding nie. En in elk geval het ek toe 'n oulike meisietjie ontmoet, wat dit nou met volgende nooi geword het. En dis toe nie Alisa nie. Goeie ondervinding opgedoen.
Ja, nou ja, goed. Nou ons praat nou van belangstelling en so aan. Was u polities bewus? Het u 'n politieke belangstelling gehad op daai stadium? Nie in die sin dat ek gedink het ek wil self 'n politieke rol speel of 'n politieke loopbaan volg nie. My politieke belangstelling het so ver gegaan as dat ek die hele beleid, soos my pa dit aan ons verduidelik het, van afsonderlike ontwikkeling, ondersteun het en wil bevorder sover as wat 'n mens dit kon doen in jou eie persoonlike lewe. En so dit is sover as wat my belangstelling op daai tyd was. En verder was dit toe nou die sendingwerk. Ek het self belang gestel al as skoolier, het ek gaan saam met ander van ons medeskoliere na die hospitaal van daai tyd gegaan. Maar waar kom die belangstelling in sending vandaan? Ek weet self nie so baie duidelik nie, behalwe dat ek, soos ek sê, ek het op 'n laerskool al gaan sendingwerk doen deur in daai hospitaal. Wat mense besoek en vir hulle traktaatjies gegee en met hulle gepraat. So ek het reeds dit toegepas in my laerskool dae en in my hoërskool dae het ons voortgegaan met hierdie soort definitiewe sendingwerk. Ons het ook weer gaan besoek aflê by ek dink nie dit was die sending, dit was hospitaal en dit was maar op 'n ander manier het ons 'n ruimte gekry om saam met 'n hele groep ander swart mense te gaan besoek en ja, te bearbei. Dit was nou maar so terloops soort van gewees. My eintlike belangstelling in die sending het maar gekom toe ek nou 'n keuse moes maak in my beroep. En in die eerste plek het ek toe gevoel ek is nie oortuig daarvan dat ek nou moet gaan studeer vir teologie nie. So ek het BSc gaan neem, heeltemal in 'n ander rigting. Eintlik maar net omdat ek snaaks genoeg die beste punte op skool in wetenskappe en wiskunde gekry het. Maar ek het baie gou besef, dit is regtig nie vir my rigting wat ek 'n beroep van kan maak of wil maak nie. So ek het toe vir my pa die ongewilde ding gedoen om te sê ek is jammer, maar ek besef nou ek is in die verkeerde vak. Ek kan nie so aangaan nie. Ek het nou na ek daar van 'n gebedssaak gemaak het oortuig geword dat ek wel vir teologie moet gaan studeer. Dit beteken nou 'n hele beplanning vir my en natuurlik toe nou vir my pa ook. En dis weer een van die gevalle waar ek nou altyd voel ek kan sê hy was nie die hardvochtige granietmens wat nie kan verander van planne, nie 'n ander man se kant van die saak kan insien nie. Hy het altyd vir hom daarop toegelê en dit ook aan ons so gesê, stel jouself in die voetstappe in die voetspore van die persoon wat jy nou kritiseer en dat jy nou weet, hoe sal jy opgetree het as jy in sy plek was? En hoe moet jy nou optree as jy nou eerlik vir jouself kyk na die toekoms? Goed, toe het ek nou gevra dat ek nou wil teologie studeer en hy het dit ondersteun. Bietjie met teensin omdat ek nog nie klaar studeer het nie en Alida dus verantwoordelik sou moes wees vir ons onderhoud. Maar sy het 'n goeie pos gehad as onderwyseres. Sy kon heeltemal gemaklik met haar inkomste ons twee saam se daaglikse behoeftes vervul. So dis hoekom ek nou in die teologie beland het en met die bedoeling om
sendingwerk te gaan doen. En ek het dus my dadelik beskikbaar gestel vir die sending toe ek my graad gekry het. Nou net om hierdie hoofstukkie af te sluit, Dr. Verwoerd word deesdae beskou as die vader van apartheid en misdaad teen die mensdom en elke ding wat onaardig en lelik is. Hoe was die siening van swart mense daai tyd gewees op universiteit, toe u op universiteit was? Ja. My bietjie ervaring, ek kan nie van te veel praat nie, want ek kon nie oral met hom saamgaan, soos wat hy graag sou wou doen nie, en hy het ons ook graag saam geneem. So van my broers, wat nou in Pretoria was en eintlik makliker so iets kon doen, het 'n hele paar keer saam met hom sy besoeke aan die swart mense gebring. En hy het moeite gedoen, vandat hy die verantwoordelikheid gekry het, ek dink was omtrent in 1950, dat hy die verantwoordelikheid gekry het as minister van naturele sake, wat ons dit daai tyd genoem het. En hy het dadelik besluit, hy sal nou met al die swart stamme se hoofpersone gaan gesels om vir hulle te verduidelik wat is die bedoeling van die apartheidsbeleid. Dat dit juis bedoel is om vir elke groep erkenning te gee vir die reg wat hy het op sy grond in die land. Hy het die reg gekry ook deur geboorte. Hulle is gebore in 'n gebied wat aan hulle stam behoort het al lank voor die wit mense selfs daar was. En so, dit moet mense erken en jy moet hulle eintlik help om daai verantwoordelikheid op te neem oor hulle eie grondgebied. So hy het dit gedoen en as mens dit nou in ag neem, dan is dit nou duidelik dat daar was nie 'n bedoeling van onderdrukking en veronregting van enige van die swart mense nie. En die reaksie wat hulle daarop gehad het, was baie positief. Hulle het elkeen die soort geskenke gegee wat mens net gee vir jou hoofman. Dit was baie suksesvol van hom, om op die manier weg te kom van die beskuldiging van onderdrukking en verdrukking van die swart mense soos wat apartheid voorgestel is. Ek wil hier graag vir 'n oombliekie onderbreek en vra of u sal oorweeg om aan te teken of te subscribe of kommentaar te lewer. Hierdie onderhoude neem aansienlike tyd en dit sal vir my baie help as u dan sal deelneem. Kom ons luister nou verder na hoe die jong Verwoerds mekaar op Stellenbosch ontmoet het. Die Bergen Toerklub was vir 'n toer en dit was nou maar vakansies, né? Was ongeveer so 90 na 100 toerlede, maar mans en meisies saam. En dis maar waar ons mekaar leer ken het. Ons weet eintlik nie presies waar ons mekaar die eerste keer ontmoet het nie. Ons het mekaar maar so in die bondel leer ken. Volksspelelaar en die sendingwerk wat ons op Sondag gedoen het, en ons was in dieselfde gemeente, en natuurlik daardie jare was die CSV nog 'n kragtige beweging, en ons was maar daar ook saam, so op verskillende terreine het ons dieselfde goed gedoen, en mekaar geken dus. Maar hy het ons net nog gesê, hy het 'n ander meisie gehad. Maar, nou ja, toe die meisie hom los, toe is dit nou net mooi op die stadium wat sy koshuis dagbreek 'n baie belangrike gas vir hulle diner genooi het, 'n eregas. En dit was toe sy pa en ma. En hy moes dus die diner bywoon. En toe soek hy nou 'n meisie, want sy meisie wat hy gehad het, het hom ons nou afgesê. Ek weet nie wie het vir jou die raad gegee om my te vra nie. Maar hy het my gebel en ek was maats met sy ex-meisie, so sy was maar deel van ons maatsgroep. En ek was toe nou baie bekommerd en besorg oor hom, en hier sit hy nou sonder 'n meisie en gaan toe ewe saam. Nou ja, dit was die begin. Goed, en toe dit van daar af aan goed verloop. Ja. Hy het nie lank gedink nie. Nee, die sendingwerkerskampe, wat kyk, ons het elke Julie maand, het ons die sendingstasie Sepeto in Transkei, het ons gaan werk. So, ek was op die heel eerste een, hy was nie daar nie, en ek dink toe het ek jou vertel daarvan, so van die
van ons toe nou saam begin uitgaan het en so aan, het hy toe nou ook deel geword van die groep wat daar gaan werk het. Maar kom ons gaan net so 'n oombliekie terug, vertel 'n bietjie van u jong jare. Wel, ek het maar in die Boland groot geword. My pa was 'n bankbestuurder, so ek het so op 'n paar Bolandse dorpe het ek skool gegaan. Ek het ons was op Robertson, dit was my laerskooljare, en toe word my pa verplaas na Porterville. Nou, dit is nou interessant, Porterville was die dorp waar my ma groot geword het. Op 'n plaas in daai omgewing, Koopmanskraal. So dit was vir ons lekker om daar te gaan bly, en dis waar ek amper my hele hoërskooljare was, en toe word my pa weer verplaas na Ceres, en dis waar ek toe matriek geskryf het. Van daar af is ek toe Stellenbosch toe. Nou waar kom die sendingroeping vandaan? Ek dink dit was maar 'n mens se belewenis van jou Christendom. Dis maar wat 'n mens gedoen het. Want ons het mos as Christen die opdrag om die evangelie uit te dra. So jy het dit maar gedoen op al die terreine waar dit moontlik was. My suster was getroud met Esther Jesus se seun, Johan Jese, en hy het ingenieurswese studeer, en toe hy na sy graad gekry het hy gevoel hy wil iewers gaan werk. My suster self was ook 'n reisende sekretaresse vir die CSV in Afrika. So die bande was maar oral in die sending, ja. Wat was die ondervinding van die, kom ons sê nou maar die swart mense, want daar was uit die aard van die saak verskillende etnisiteite, né? Ja, kyk, ons het in die Transkei gewerk. Daar het ons eintlik baie min met die swart mense self te doen gehad, want ons het eintlik gegaan om die sendingstasie van nuuts af op te bou. Daar was die eerste kamp wat ons daar was daar niks. 'n Tent in 'n riviertjie waar ons gebad het en gewas het, en ons het 'n pad gemaak na die sendingstasie toe, en ons het begin met die gelykmaak van die terrein waar die pastorie en die kerkie sou kom. Die sendeling daar was Jasper Burden, wat later in die teologie by Unisa dosent was. Maar, so dit was in Transkei, en soos ek sê, ons het min met die mense self te doen. Ons het maar net ons arbeid gaan gee. Maar toe ons nou na die sendingstasie in nou aan die ander kant die Strydom Tunnel, daar was ons onder die Noord-Sotho, Sepedi. Hendrik het Sepedi op skool gehad, en hy het van die begin af wat ons daar was, dit was sy eerste beroep na sy kwalifikasie na sy graad, en hy het van die begin af het hy Sepedi gepraat. Krom en skeef, en hy het gepreek in Sepedi, en natuurlik al hoe beter geraak, so hy kon lekker gesels. Ek is nie so oulik nie. Ek kon darm goeiedag sê, en ek kon vra hoe gaan dit, en so voort. Maar nou ja, daar is ons kinders, behalwe die oudste een, is die ander 4 kinders daar gebore. Ek wil nou net weer die universiteitstydperk klaarmaak. Wat het jy studeer en hoekom? Ek het BA studeer, en my vakke was Afrikaanse geskiedenis en sielkunde, en ek was nou nie 'n vreeslike ywerige student nie, maar altyd het ek geweet ek gaan onderwys gee, op watter manier ook al. So ek het 'n onderwysdiploma na my graad gedoen. Ek was in daardie tyd was daar 'n eerstejaars koshuis, Minerva, en daar was net eerstejaars in die koshuis, en dan was daar 'n huiskomitee wat aangestel is deur die universiteitsraad. En toe ek nou my tweede jaar is, dan gaan jy nou uit jou eerstejaars koshuis uit, en in die tweede jaar kry ek toe die aanstelling om terug te gaan na die eerstejaars koshuis as huiskomitee lid. So ek was daar vir 2 jaar, né? 2 jaar, ja. Dit wil sê my 3de en my 4de jaar. Wat nogal 'n interessante ervaring was, baie lekker ook. Maar nou is daar nie meer eerstejaars koshuise nie. Ek dink hulle het toe later gevind dit werk nie. Maar jy was veronderstel, jy het gewoonlik 'n groepie eerstejaars gehad wat jou
wat jou verantwoordelikheid was, wat jy moes help met alles, van hulle liefdesprobleme tot hulle studieprobleme. En dit was nogal 'n interessante ervaring geweest. En hulle sê vir jou die hele jaar juffrou. Raak gewoond. Waar kom die onderwysliefde vandaan? Ek weet nie, ek het maar altyd gedink om kennis te deel met mense. Maar nou interessant, baie later jare, as ek nou mag spring, ek het onderwys gegee, my eerste pos was in Bellville by 'n middelbare skool, waar verstandelik nie sulke skerp kinders nie. Dit was 'n middelbare skool en hulle kon 'n ambag loop sowel as 'n akademiese baan. So ek was deel van die akademie en ek het dit was vir my baie interessant 'n paar jare. En toe het ek later weer onderwys gegee toe ons in die sending is, omdat so 11 kilometer van die sendingstasie af was 'n blanke skooltjie waar ons kinders heen gegaan het. So ek het daar skool gegee van SAP A af. Later het ek nou regtig onderwys gegee van graad 1 tot graad 12. Ek het later Engels gegee vir die hoë klasse op Morgenson. En toe het Alkmaar Swart destyds wat die CVO begin het hy my gevra om in Pretoria te kom skool hou toe. Het hy nou ewe arrogant gesê, goed, ek sal kom, maar ek hou skool soos ek skool hou. Het hy gesê, dis reg. Maar toe met die man saamkom? Nee, ons moes in elk geval skuif, maar wat toe gebeur het, is nou nogal interessant. 'n Paar ouers in Morgenson, en veral Hetty van Heerden, ek en Hetty het baie gesels oor onderwys. En ons ondervinding van onderwys op daardie stadium was, dis net genoeg, die hele onderwysstelsel werk daarop, ons leer kinders om op hulle bankies te sit, en ons spreek hulle toe, en dit is waaroor onderwys gaan, en ons het gevoel, dit is nie goeie onderwys nie, so ons het baie gefilosofeer en gepraat daaroor, en die klompie vriende van ons, wat soos ons gevoel het ook, totdat hulle, wat self toe kinders gehad het op skool, gesê het, kom ons begin 'n skool. En toe het ek en Hetty die skool begin, en daar was ook 'n paar ander ouers wat meegehelp het, Letty Fischer wat nou nog betrokke is by daardie skool, en die uitgangspunt is dat 'n mens, dit was 'n begin van 'n verandering in die kennis wat in die wêreld beskikbaar was. Skielik het al die kennis oor, sê maar, biologie nie in 'n boek gestaan nie. Ons was baie wyer as dit. So, ons hele benadering was, help die kinders om die bronne te vind waar hulle kennis kan kry. En eintlik is dit 'n goeie onderwysbeginsel, want daaruit gebeur dit dan dat jy vir kinders ervaring gee. En as jy self ervaar, in plaas van dat jy vertel word. Dit was nogal die verskil met tradisionele skool en dit wat ons toe benader het. Kinders moes ontdek en vind. Ek sal sommer so vertel, Hetty was eendag so opgewonde, kom sy die wiskunde gegee, ek het nou die aardrykskunde en die Afrikaans en die Engels gedoen, geskiedenis, sy die wiskunde gegee, en Letty Fischer het die wetenskap gedoen. En toe kom Hetty, sy sê, sy het nou 'n goeie ervaring gehad. Die kind, wat toe in vandag se graad 10, hulle het gesit met 'n wiskunde probleem, sy en die kind. En nie eenvoudig, hulle kon nie dit ontsyfer, hulle kon nie vind hoe om die probleem te ontrafel nie. En toe die volgende dag kom die kind na haar toe en sy sê, ek dink nie sy het eers gesê juffrou nie, want ons was tannies daai tyd. Tannie, ek het nou uitgevind hoe werk hierdie som. En toe het hulle twee saam gesit en dit het toe gewerk. En vir daardie kind was dit 'n omdraai
omdraaislag in haar hele wiskunde belewenis. Julle was julle tyd 'n bietjie vooruit gewees. Nee, ek dink dit was beweging en gedagtes wat toe al reeds onder baie mense. Dis waarom die klompie ouers ons kon in staat stel om die skool te begin. Was dit lekker? Dit was baie lekker. Ek het toe gaan ek nou omdat Hendrik toe Pretoria toe moes gaan en ek ook, gaan ek toe en ek het 3 dae in Pretoria skool gehou en 2 dae in Morgenson van elke week. So ek het vir die kinders in Morgenson veral, maar ook vir die in Pretoria, het ek opdragte gegee. En hulle moes gaan soek waar hulle die antwoorde kry. Wat natuurlik baie beter is as wat ek hulle vertel het wat die antwoorde is. So dit was nogal 'n besondere ervaring geweest, ja. Ja, dit is vir my baie interessant want baie oorseese modelle werk ook nog op daardie beginsel, né? Ja. Ek wil 'n bietjie vra, u was self nooit geweldig polities betrokke of aktief of bewus nie? Nee, nie regtig nie. My pa was natuurlik, maar my pa was nie 'n ou wat baie gesels het nie. En al wat ek kan onthou, dis nou lank voor ek vir Hendrik leer ken het. Ek was nog op skool toe meneer Strydom kyk 1958 was ek 57, nee. 57 was ek nog so standaard 8, graad 10. En my geskiedenisonderwyser het daar by my pa gekuier en hulle twee het gerede kabel en my pa het baie beslis gesê, want hulle sê toe, hulle dink seker dun jy sal nou seker vir Strydom opvolg. Toe het my pa gesê nee, hy dink Verwoerd. Dis die eerste wat ek van Verwoerd gehoor het. So ek het regtig nie, politiek was nie deel van my lewe nie, maar ek onthou die opmerking van my pa. So. Maar toe gebeurde dat jy nou in die familie introu? Ja. En hoe was die ervaring toe? Wees maar eerlik. Dit was... Vir haar ma was dit 'n probleem. Vertel. My ma het vir my ernstig gesê, jy moet dan oppas, om met hierdie mense nou nie te ernstig raak nie. Het sy 'n rede gegee? Nee, sy was maar net so 'n bietjie skugter. Maar dit was nooit vir my vreemd nie, omdat sy ma en pa en sy familie en hulle benadering tot die lewe was eintlik maar soos ons ook geleef het. Hulle wel nou op daardie stadium in Groote-Schuur gebly en jy het 'n kok gehad in die kombuis en jy het 'n kelner gehad wat jou bedien het by ete wat nou nie 'n gewone lewe was nie, maar dit was vir hulle ook maar vroeër ook nie gewoon nie. So, maar dit was lekker, dit was besonder, dit was anders. En ek moet tog dit vertel, dat hy het nou die aand, skielik sê hy vir my hier uit die bloute uit, jy was daarom 'n astrante meisie. Ek sê, waar kom jy nou daaraan? Hy sê, nee, ek dink nou maar so, hier's my pa nou, op die hoogtepunt van sy loopbaan, en jy kan vir hom sê, sal oom asseblief sorg dat Hendrik betuis is vir die troue. En hy het. Ek wil nou vra oor die dag wat iemand vir my beskryf as die swartste dag in Suid-Afrika se geskiedenis. Ek neem aan jy praat van 6 September 1966. Ek doen. Vertel ons bietjie van julle ondervinding. Goed, ek sal van my deel vertel. Ek het skool gehou in Bellville. Ons het op Stellenbosch gebly. En ek was in die skool en net so voor die klok gelui het met die laaste klok van die skooldag, is daar vir my 'n telefoonoproep in die kantoor. En ek gaan toe is dit ons buurman, my ma is 'n buurman in Bellville. En hy is 'n ambulansman, hy was deel van die ambulansdiens en hy bel my om te sê, hulle het nou net 'n boodskap gekry dat dokter Verwoerd aangeval is in die parlement. Dis al wat hy geweet het, maar hy het net gebel. Toe ry ek nou terug Stellenbosch toe in Der Haas, om by Hendrik te kom, en toe ek daar kom, toe is ons predikant reeds by hom, en
hulle het die nuus toe gekry en hy het gesê hy vat ons nou Kaap toe. Maar ons het nie geweet dat sy pa reeds dood is nie. So al die pad Kaap toe het ons maar gesit en ons het gebid. En dit was nogal 'n angsvolle rit van Stellenbosch af Kaap toe. Toe ons by die parlement aankom, is ons daar ontvang deur Dr. Dinjes. En hy het toe gesê, nee, hy is dood. Nou kan jy vertel hoe jy dit ervaar het? Dominee Hendrik, daar was altyd die bewussyn dat politieke leiers geteken kan word, miskien 'n soort van 'n gevaarlike lewe lei, maar dit het julle nooit verwag nie. Nee, ons het natuurlik die ervaring gehad van die eerste aanslag op sy lewe. Nou dit het, dink ek, uit die aard van die saak gemaak dat onsself, maar my pa ook in die besonder, vir ons gesê het, daaruit moet ons tog 'n bietjie wysheid kry. Ons moet besef, so iets wat 'n mens dink nooit jou gaan tref nie, kan dalk nou juis net vir jou tref, omdat dit deel is van die Here se plan met die lewe wat ons nie altyd verstaan nie. Hoekom iemand op 'n sekere tyd doodgaan wat so belovend is, dat mens gevoel het jy kan so iemand nie mis nie. Maar as dit onder sy beskermende hand gebeur, dan moet jy weet, dis nie omdat hy nie belang gestel het of omdat hy hom onttrek het nie. Dan is dit omdat dit deel was van hoe hy ons maar ook louter, soos wat dit maar 'n harde proses is om goud of enige metaal te louter tot dit nou is wat hy moet wees. So my pa het dit so gesien en het ook vir ons gesê, ons moet nie in angs lewe nie, dan is dit ongelowig. Ons moet doodgewoon aangaan met ons lewens en doen wat ons nog kan doen in die lewenstyd wat die Here gee. Soos hy dit ervaar het, dat na daai eerste aanslag het hy werklik weer, wat sit 6 jaar, 8 jaar gekry, en my oudste broer het dit ook eintlik van die begin af vir ons so gesê, ons moet dankbaar wees dat hy nog 8 jaar gekry het om sy groot taak verder te voer, terwyl dit menslik gesproke eintlik nie meer sou kon gebeur het nie. Eintlik moes hy dood gewees het met daai eerste aanslag. En die feit dat die koel so deur sy kop gegaan het, dat dit nie 'n lewensbelangrike senuwee of wat ook al geraak het nie, kan nie as toeval gesien word nie. Ook die mediese dokters wat hom behandel het net gesê, dit kan nie anders wees as 'n wonderwerk nie, en 'n mens moet dit so in nederigheid aanvaar. Dit is in daai sin nie so onverwags gewees nie. Om dit meer spesifiek te sê, nog daai selfde vorige dag, was dit die Sondag, in elk geval, wat ons by Grote Skuur gaan kuier het, ek en Alida, het ons toe nou saam met hom buite in die tuin gaan stap, waar hulle altyd baie graag gestap het, en ons ook graag saam met hulle gestap het, want dan het hulle gewoonlik nou sommer net lekker gesels oor alles, en ook oor die probleme wat hulle ervaar in die en toe, ek het my pa so 'n papiertjie uitgehaal en het vir ons gesê, ons moet weet, hierdie soort swaard hang maar die hele tyd oor 'n mens se kop, en die papiertjie wat hy toe vir ons wys, staan daar toe op, moenie parlement toe gaan vandag nie. Vandag is die dag wat ons jou gaan uithaal. En jy kan nou maar weet, ons het net 1 koel nodig. Mens skiet iemand se brein met 1 koel weg. Was dit inderdaad die dag wat hy toe vermoor is? Of was dit 'n vorige geleentheid?
Kort tevore. kort tevore, Baie maar nie kort- daai selfde Baie dag. kort tevore, want dit was, soos ek nou sê, dit moes op die Sondag gewees het, wat ons nou so ons gewone kuiertjie by hulle gehad het. So O ja, dan dit was kon dit nie eintlik dieselfde baie dag wees. kort voor die tyd gewees, 'n paar dae. En dit is, en toe het hy nou ook meer daaroor gespraat, toe ons nou daaroor sê en gesê, dis nie 'n uitsonderlike waarskuwing wat hy gekry het nie. Hy kry gedurig sulke waarskuwings. Maar dit het hom nie verhoed om aan te gaan met die werk nie, dit was nie vir hom die moeite werd om te stop nie. Nee, definitief nie. Het is ook deel van wat hy eintlik aan ons oorgedra het. Is 'n gelowige moet nie so daaroor dink nie. Gelowige moet aanvaar, God het beheer oor alles totdat die dood daar 'n einde aanbring. Kan ek vra of daar ooit 'n motief beskryf is? Het enige iemand ooit gesê ons wil jou skiet want? Baie ouens het al die vraag probeer beantwoord en het al daaroor gaan bietjie gaan navorsing doen. En die naaste wat hulle kon gekom het, was maar dat hulle gevoel het hy is besig om Suid-Afrika sy hele toekoms te vernietig. Suid-Afrika sal nie in die wêreld meer aanvaar word nie. Ons sal op allerlei maniere geboikot en uitgewerp word uit die samelewing van die wêreld en niemand sal ons help nie. Nie ons vriende nie, nie ons vyande nie. So ons moet nie iets van daardie aard so in ons agterkop hou en dit verwag nie. Dit is net so dat as dit gebeur, dan aanvaar ons die Here het 'n plan daarmee gehad. Goed, dit was nou maar 'n navorsing uitgewys, maar daar was nooit 'n motief duidelik aan hom gestel deur die vyande nie. Nie wat ek van weet nie, nee. Ja, behalwe soos ek sê dat hulle tog te kenne gegee het, sy koers gaan Suid-Afrika vernietig. Goed, maar die teendeel was eintlik die praktyk geweest. Dit het eintlik baie goed gegaan. Ja, dit is so. Maar dit was vir hulle te veel om te erken. Of dalk juist die nooit probleem. ergens het 'n mens gekry dat van die teenstanders en die doemprofete wat sou ek maar sê tot insig gekom het nie. Jy het die indruk gekry dat hulle eintlik ook maar in 'n sekere sin sê dit het nou gebeur en ons moet seker maar daarby berus en nou die beste maak van 'n slegte saak. Goed, maar julle lewens het aangegaan daarna. Vertel 'n bietjie vir ons wat julle toe verder in julle lewe gedoen het. Ons het almal maar soos my ma ons ook self aangeraai het, eenvoudig probeer voortgaan het met die planne wat ons voor die tyd gehad het, of dit nou studieplanne was en of dit nou planne was vir 'n nuwe loopbaan of 'n een of ander verandering wat ons in ons planne wou hê. Ons moet dit doen. Ons moet nie nou soort van 'n gevoel kry van byvoorbeeld wraak neem nie. Dit was vir haar heeltemal onaanvaarbaar. As daar wraak geneem word, het sy maar die Bybelse waarheid gesê van die wraak kom die Here toe. So, wat ons betref, ons sal voortgaan met ons lewens op dieselfde manier wat ons dit sou gedoen het as so iets nie gebeur het nie. Ek het net voortgegaan om nou in die teologiese skool die studies te voltooi. Goed, so dit het tydens studiejare gebeur dan. Ja, dit het. Goed, so en die lewe het toe vir julle inderdaad verder verloop soos wat julle beplan het. Ja. Vertel ons 'n bietjie van die sendingjare, so een en ander. Vir ons was die sendingjare veral aan die begin baie definitief 'n vervulling van ons gevoel dat ons geroepe is om dit te doen. So ons sendingjare was vir ons in die sin goed. Ons
baie moeite gedoen om swart mense te leer ken. Soos al die dag sê het ek my toegeleid daarop om hulle taal beter te leer verstaan en met hulle te kan kommunikeer. En ek het baie moeite gedoen om vir hulle by hulle huise te gaan besoek. Kyk, hoe doen hulle dit, die hele tradisie van 'n lapa, waar jy nie in die huis ingaan nie, waar jy in die voortuin eintlik, wat ommuur is natuurlik. Daar sit ommuur en die hele muur het 'n lae bandjie, daar steur sodat 'n hele groep mense daar kan sit en kuier, en gewoonlik in die middel van daai gebied het hulle dan 'n vuur gemaak, waarop hulle kos gemaak het ook, maar wat dan ook sommer die geselligheid verhoog het, die gesels daar om die vuurtjie, bring altyd mos mense sover om goed te vertel wat hulle andersins nou nie so vertel het nie. So ons het baie gou probeer om dit te verstaan, sodat mense nie met mense kom en praat oor sonde en oor sondevergifnis, en hulle weet glad nie wat jy van praat nie. Vir hom is sonde heeltemal iets anders as wat ons dink dit is. En hulle het ook geen begrip van 'n skepper wat alles geskep het nie. So dit was nodig om in daardie opsig die sinnewerk baie persoonlik te gaan ervaar. En dit het sy interessante situasies meegebring natuurlik, ja. Was daar geen weerstand weens die verwoed verwantskap nie? Nee, ons het nie, ek het dit nooit opgetel nie. Ek weet nie of daar onder die swart mense iets daarvan was nie. Daar was so 'n klein bietjie daarvan. Die hoofminister van daardie tuisland, die Leboa tuisland, hy was Patudi gewees. Hy was eintlik 'n tamelike geleerde ou. En hy het sy geleerdheid, sover ek weet, by die Universiteit van die Noorde, daar by Pietersburg, het hy gekry. So dis in ons eie opvoedings sentrum vir daardie volksgroep wat hy dit gekry het. En hy het op 'n stadium gesê, hulle moet nie dink, en hy het nou maar bedoel, die regering moet nie dink dat hulle tevrede sal wees met hierdie ou stukkie land wat vir hulle gegee word. Ek weet nog, dit interessant wat hy sê, ons sal nie tevrede met die stukkenjana van 'n landjie nie. Die hele land behoort aan hulle. Oral is hulle die meerderheid. Daar is nie 'n plek waar die Afrikaners of die boere of die wit mense 'n meerderheid is nie. So hulle sal maar moet meegaan met die res. Hulle kan nie, hulle moet nie dink, hulle gaan nou vir al die verskillende volke tevredenheid gee met die stukkies wat hulle kry nie. Hulle wil nie hierdie land om stukkies opgeslaai. Nee, hulle wil die hele land hê. En dit is interessant. Dit het hy nou sommer daar openlik gesê, waar die regeringsverteenwoordigers ook was. Kan ek So vra, dit is die enigste soort, noem het maar vyandigheid, wat ek teengekom het. En hy het nou daar dit alles vertel, en dit het nie gemaak dat hy met my as 'n bekende, wat hy gereeld gesien het as hy daar rond was nie, en wat ek dus goed leer ken het. Hy het nooit 'n skewe houding gehad, en ek maar net soort van vir my ook probeer verstaan, ek moet nou maar met die feite van die lewe rekening hou. En die feite is teen ons. kan ek vra, van, kom ons sê nou maar vroeë sending daar tot naby aan die einde, was daar 'n verandering in houdings gewees wat jy kon agterkom? Miskien moet julle net sê waar julle, want ons het dit nog nie gesê nie, waar het julle sendingwerk gedoen?
in die gebied wat mens maar kan noem Sekororo se gebied. Sekororo is die hoofman van die stam wat daar al geleef het toe Louis Trichardt hulle oor die berg gekom het. Toe Louis Trichardt hulle met die waans oor die berg gekom het, was Sekororo die eerste hoofman wat hulle teengekom het. En daar was 'n baie aanhoudende wisselwerking van daardie tydstip met mekaar, wat natuurlik nog toe ons daar was, 'n rol gespeel het. Hulle het onthou van hierdie Levis, wat oor die trek gekom het, Lebisie het hulle omgenoem, en dit was nogal sterk, want dit beteken eintlik melk. Maar so hulle het nou nog dit in gedagte gehad, en hulle het geweet, daarvandaan af is die trekkers toe na Mosambik, toe na Maputo, wat op daai tyd Lorenzo Marx was. Ja. Goed, so as ek reg het, was daar nooit regtig weerstand of slegte gevoelens of vyandigheid gewees in julle tyd nie? Nee, ons het dit nie gekry nie. Ons het eerder goedgesindheid gekry of begrip gekry of die aanvaarding van 'n situasie. Kan ek verder vra u persoonlike mening? Het ons as sê nou maar wit mense, het ons ooit genoeg gedoen vir Suid-Afrika se swartes? As ek nou in ons oogpunt daarna kyk, dan wil ek eerlikwaar sê, ek dink ons het werklik genoeg gedoen. Ons het vir hulle vanuit 'n situasie van moord en doodslag en diewery onder mekaar. En natuurlik van die boere wat nou al daai tyd daar rond was. So daar was glad nie 'n goeie situasie waarin hulle 'n goeie lewe gelei het en gelukkig was nie. Hulle was baie ongelukkig. Hulle het baie moeilikheid gekry. Hulle het baie swaar gekry, want hulle het hongersnood veroorsaak in hulle eie geleedere, selfs in hulle eie families. So ek is oortuig daarvan dat of hulle dit nou op 'n ander manier wil probeer beskou, hulle kan eintlik nie daarvan wegkom nie, vandat die boere die regeringsmag in die hande gekry het dit met hulle net beter en beter en beter gegaan. Het jy ooit die gedagte gekry dat daar miskien 'n klein groepie opstekers is wat almal aansteek? Het jy ooit so 'n idee gekry dat dit 'n groepie is wat 'n klomp mense probeer beïnvloed, of was dit maar algemene gevoel onder die mense? Het hulle almal maar dieselfde gevoel? Ja, as daar gevoel van opstekery was, is dit meer 'n kwessie, dink ek, van gedeeltes van hulle gemeenskap wat miskien baie skade gelei het in die vorige tydperk, en wat dit nou 'n soort van wil regmaak, wil terugwen, en dat hulle dan geneig was om groepies te vorm wat onlus te veroorsaak, wat ons maar terrorisme genoem het. En nou ja, hulle het nooit baie bereik daarmee nie. Daar was nooit 'n algemene opstand, selfs in klein mate, wat ek van weet, wat as gevolg daarvan gebeur het nie. Nie later nie en ook nie vroeër nie. Dominee Hendrik, mevrou Alida, baie dankie vir 'n interessante gesprek en vir die heerlike sop en die lekker kaggelvuur. En ek hoop dat die res van julle verblyf hier in die droomwêreld fantasties sal wees. Dis nou om daai soort taalgebruik te gebruik, die droomwêreld wat 'n werklikheid geword het.